Goeiedag, welkom. Dankie dat jy inskakel. Dit bly vir my 'n voorreg om op hierdie manier met jou te kan gesels. En ek glo dat dit vir jou ook waarde kan hê. Nou ja, toe ek in die hoërskool was, het ek 'n paar keer aan langafstand items deelgeneem. Ek was nooit baie toegewyd nie en ek het ook nie besonder hard geoefen nie, maar weens my tingerige voorkoms of bou, kon ek nogal meeding op die gebied. Ek kan egter goed onthou, ek het ook baie moeg geraak, maar wanneer 'n mens na 'n paar rondes so by die paviljoen verby hardloop, het die skare jou aangemoedig met 'n kreet, hou bene hou, hou bene hou. Dit is vanoggend se boodskap, hou bene hou. Vir die doel het ek 'n interessante Jesus storie, 'n gelykenis, saamgebring. Hier kom dit. Lukas 18. Hy het vir hulle 'n gelykenis vertel oor hoe nodig dit is om altyd te bid en nie moed te verloor nie. Hy het gesê, daar was 'n sekere regter in 'n bepaalde stad, wat nie ontzag vir God gehad het nie en hom aan geen mens gesteur het nie. En daar was ook 'n weduwee in daardie bepaalde stad, wat hom bly opsoek het en wat hom versoek het, laat reg aan my geskied in die saak teen my opponent. 'n Tyd lank wou hy nie, maar naderhand het hy by homself gedink, ai, al het ek geen ontzag vir God en al steur ek my aan geen mens nie, sal ek, omdat hierdie weduwee my moeite gee, tog maar reg aan haar laat geskied. Anders sal sy my tot aan die einde bly tuister. En toe sê die Here, luister na wat die onregverdige regter sê. Sal God dan nie reg laat geskied aan sy uitverkorenes wat bedags en snags na hom roep nie? Sal hy hulle lank laat wag? Ek sê vir julle, hy sal baie gou aan hulle reg laat geskied. Die vraag is net, sal die Seun van die mens, wanneer hy kom, nog geloof op aarde vind? Die vraag. En dis ons skriflesing. Soos ek gesê het, gaan ons vanmôre praat oor hoe belangrik dit is om nie moed op te gee nie. Hou bene hou. En ek sê dit gedagtig aan die omstandighede waarin ons deesdae bevind. Die kragstasies gee in en die water en die krane droog op. Die lewenskostes bly styg en ons voel al meer soos hierdie weduwee in die gelykenis, magteloos, gefrustreerd, verontreg. En diegene in beheer, hulle wat die ratte van ons ekonomie moet laat draai en die ligte laat brand en die dienste moet lewer, lyk al te veel na hierdie regter in ons storie. Mense wat nie 'n duit omgee vir ons gewone ouens nie. Jesus vertel hier 'n storie so uit ons kraal. 'n Karakter in die persoon van 'n regter, wat in plaas daarvan om reg en geregtigheid te laat geskied, eintlik niks voel vir die mense voor hom nie. Hy voel ook nie eintlik iets vir God nie, hoor ons. Ja, hierdie hartelose regter getuig van nie slegs 'n tipe persoonlikheid nie, maar ook van 'n sisteem, 'n siek sisteem. So uit die handboeke van hedendaagse Suid-Afrika. Nou ja, gepraat van 'n gebrek aan reg en geregtigheid. Woensdagmiddag ry Monique en ek huis toe, hier van die kerk af, deur Krugersdorp. En ons ry met die berugte Luipertstraat langs. Die straat waar jong vroue hulle lywe verkoop en as jy 'n bietjie huiwer om weg te trek, 'n man langs jou verskyn met so ietsie in sy hand, een of ander dwelm natuurlik. En skielik vang ek hier uit die hoek van my oog 'n man wat besig is om weg te hardloop vir 'n klomp ander. Die robot slaan rooi en ons moet stop en voor ons speel 'n toneel van boendo geregtigheid af. Monique gryp haar selfoon en dis wat sy afneem. Kyk 'n bietjie hierna.
Hierdie toneel is so tipies van 'n siek sisteem. Is dit nie? Heel waarskynlik is die slagoffer 'n dwelmhandelaar of 'n pimp of iets dergeliks. En gevolglik kook die frustrasie in die gemeenskap oor. Waar eindig dit? Boendegeregtigheid. Wat van die slagoffer geword het, weet ons nie. Dis die afwaartse spiraal van 'n samelewing waar diegene wat reg en geregtigheid en wet en orde moet laat geskied, apaties staan soos hierdie regter in Jesus se storie. Daar was 'n regter in 'n sekere stad, staan daar, dit kan Nasaret wees, Jerigo, Kreersdorp, wat nie ontzag vir God en sy gebod en ook nie vir mense gevoel het nie. En dis die soort stede waar frustrasie oorkook en geweld en voortdurende teleurstelling in 'n sisteem omslaan in moedeloosheid. Maar die kruks van die verhaal is in die heel laaste versie. Kan jy dit onthou? Jesus sê, die vraag is net, sal die seun van die mens, wanneer hy kom, nog geloof op aarde vind? So die storie gaan oor my en jou. Sal ons glo? Sal ons nog glo? Sal ons geloof dalk so afgetakel word deur voortdurende teleurstelling en frustrasie, dat daar eintlik niks daarvan gaan oorbly nie? Direk gestel, ek en jy, glo ons nog? Vertrou ons nog? Of is dit 'n geval dat ons sê, ag nee, wat? My geloof bring my ook nie eers nie. My gebede is eintlik maar net 'n mors van asem. En dis presies hierdie enorme uitdagings waarop Jesus fokus. Daar staan, hy het vir hulle 'n gelykenis vertel oor hoe nodig dit is om altyd te bly bid en nie moedeloos te word nie. My storie vanmôre was 'n straattoneel in Kreersdorp. Die simptoom van 'n siek sisteem wat lei tot dit wat ons gesien het. Jesus vertel 'n soortgelyke storie. Dis ook 'n siek sisteem met hartelose amptenare, 'n regter sonder gevoel vir mense. En die weduwee, die slagoffer in Jesus se storie, is net so gefrustreerd soos dit waarna jy so rukkie teruggekyk het op die video. Sy word nie gehoor, nie raak gesien nie. En daardie dae was 'n weduwee iemand sonder invloed of enige mag, selfs enige middele. Sy het niks nie. Of sal ek sê, sy het so te sê niks nie, want sy het wel iets, en wat is dit? En sy het met jare agtergekom dat die beste manier om haar sin te kry, is om haarself of van haarself 'n laspos te maak. En aan te hou daarmee. Ek stel my voor, hoe sy tydig en ontydig hier voor die hof opdaag, en dan met handgebare vir die regter daar ver probeer sê, jy lagbare, verskoon my. Ja, en ek kan my indink hoe hy haar aanvanklik ignoreer, maar hy sien haar elke keer. En hoe sy op 'n dag haar sin kry. Want daar is sy weer. Sy sal weer daar. Hoe sy hom voorkeer en beduie, edelagbare, tot sy haar sin kry. En ek dink aan die regter, hoe sy kop gewerk het. Hoe hy vir homself gesê het, voor ek my meer heeltemal verloor en van myself 'n krater maak hier voor die mense, laat ek nou maar in hemelsnaam van hierdie siel probeer ontsla raak, so laat ek nou maar na haar saak behoorlik kyk. En ek stel my voor, ook hierdie vroukie, hoe sy met die verslonste voorkoms elke dag moes moed by mekaar skraap, om daar op te daag, wetende dat sy van haarself 'n laspos maak.
maak en wetende dat dit haar enigste laaste wapen is. Hou, bene, hou. Hou, bene, hou. En hoe sy na die hoeveelste probeerslag, na soveel teleurstellings, tog wel haar sin kry. Mens wil amper vir haar hande klap. Die weduwee is die Bybelse Vila en Vila se kind wat oor die berge loop om by die magistraat te gaan pleit vir haar grootmaakkind Benjamin Komoti en in haar kop vir haarself sê, vandag moet jy kruip, Vila. Ja, onthou jy daai toneeltjie? Vandag is ons so byna in dieselfde bootjie as die weduwee. Die stelsel is teen ons. Ons leef van frustrasie tot frustrasie. Ons voel die onreg in ons lywe. Ons wil soms net handdoek ingooi. Reg in eie hande neem. Oorweeg ons ook baie keer. Dit het ons sopas gesien op hierdie video. En soms is dit ook maar net die groot golwe van die lewe. Die groot golwe van die lewe wat oor ons slaan, ja, die lewe is soms 'n genadeloose regter. Verlede week sit ek by ou Koen Roux. Hy is nou opgeneem in 'n plek waar hy voortaan versorging sal ontvang weg van Anita af. En dit vang hulle, om na bykans 50 jaar saam op hierdie manier van mekaar geskei te word. In die week kry ek 'n oproep van Alta Appelgrein. Na Johan se dood is sy opgeneem in Helen Joseph en sy sukkel nou al vir weke om net gekommunikeer te kry aangesien niemand daar wil help om haar foon te laai nie. Marie Grobler bel my in die week, sy is moedeloos, want vir die hoeveelste keer gaan sy hospitaal toe vir 'n geskeduleerde rugoperasie en dan trek hulle net die skouers op en sê, jammer mevrou, daar's nie vandag vir jou 'n bed nie. En dan sê sy vir my, Dominee, hierdie teleurstelling, hierdie frustrasie vreet nou aan my geloof. Jesus het dag vir dag met sulke gevalle te doen gekry. Magteloos is wat langs die pad skree, Jesus, wees my genadig. Die lamme wat vir jare by 'n bad van Bethesda lê met die hoop dat iemand hom net gaan inhelp. En dis vir hulle en vir ons wat Jesus sê, hou aan, hou bene hou. Al moet jy van jouself 'n oorlas by God maak. Eintlik sê hy, moenie moed verloor nie. Geloof is 'n lang afstand wedloop. En so was dit nog altyd. In die werklikheid kom gebed baie naby aan die titel van 'n boek geskryf deur 'n swart man wat uiteindelik die president van die grootste wêreldmoondheid geword het. Barack Obama. En die titel van sy boek is The Audacity of Hope. En Obama vertel dat hou bene hou die groot dryfveer was in sy presidentskampanje in 2008. The Audacity of Hope. Want dit is lang asem geloof. Lang asem geloof wat maak dat jy oggend na oggend opstaan en die ongenaakbare regter in die oë gaan kyk en sê, doen nou my reg. Verhoor my gebed. Mooi bly.